Dankie dat jy ingeskakel is hier op Wyngaard en Kie, waar ek elke week gaan probeer sin maak oor dinge wat in en rondom ons lewe gebeur. Soms met bekende mense, ander tye met minder bekende mense. En hierdie keer is dit Christo Davids, bekend as 'n akteur. Ja, die mense noem hom nog steeds Erreltjie. Van Sewenelaan, maar hy is eintlik deesdae 'n groter naam as 'n regisseur, as 'n draaiboekskrywer, as 'n dramaturg. En ons praat juist vandag, of ek praat met hom oor sy play Laitie Biscuits, breed weggeskoei op die verhaal van Nathaniel Julius van Eldorado Park, 'n jong seun, 16-jarige seun, as ek sy ouderdom reg het, Down-syndroom leier wat deur die polisie doodgeskiet is toe daar diensleweringsproteste in Eldorado Park plaasgevind het. Maar kom ek vra jou, Christo, baie welkom. Begin deur in 'n 60-second elevator pitch vir my te sê en vir die kykers van hierdie kanaal waaroor gaan hierdie play. Hallo Heinrich, baie dankie dat ek op jou program kan wees. Dis altyd vir my genotvol om saam met jou woorde te wissel. En om ook geïnspireerd te word deur jou. Jy het vergeet om by te voeg van wanneer af al het ons hierdie verhouding? Toe ek in standaard 6 was, in 1998. Nee, in 1997 was ek in standaard 6 en ek wou baie graag 'n joernalis word. En Heinrich op daai stadium was deel van 23 jaar oud. Was deel van die span wat die Naspers skoolkoerant kursus aangebied het en ek was ook by daai skoolkoerant kursusse en toe ontmoet ek toe vir Heinrich Wyngaard daar toe ek in standaard 6 of wat noem hulle dit graad 8 was. Dis nog hulle tyd. Toe ons albei nog laities was. So praat oor Laitie Biscuits. Laitie Biscuits, soos jy sê, is breedweg geskoei op die lewe van Nathaniel Julius, maar ook op die meer as 140 slagoffers van die Etumbeni kliniek vir mentally challenged mense wat in hierdie wêreld ingestuur is en hulle lewe verloor het. En wie neem werklik verantwoordelikheid daarvoor en hoekom praat ons nie regtig oor dit nie? Laitie Biscuits as 'n toneelstuk spesifiek gaan oor 'n seun wat groot word in 'n agtergeblewe gemeenskap. En hy's mentally challenged en hoe word hy deur sy gemeenskap aanvaar en hoe sien hy hierdie gemeenskap? Dwars hierdie toneelstuk praat hy van hoe hy 'n polisieman wil word en hoe hy eendag mense wil beskerm en sy gemeenskap vorentoe wil neem. Ook bygesê dat terwyl die toneelstuk plaasvind, is daar 'n protes vir water in hierdie gemeenskap. En water is 'n basic need. En wat gebeur as jy water van iemand af wegneem vir die volgende 6 tot 7 dae? Wat doen dit aan die mens? En in hierdie toneelstuk, waar hierdie Laitie elke dag na die winkel toe kom om sy biscuits te kom kry, eindig hy op baie noodlottig en word geskiet deur die mense wat hy bewonder. In hierdie geval, dink ek gaan dit ook oor hoe ons hom sien as abnormaal in ons normale samelewing. En dan as 'n mens terugkyk uit sy perspektief af, dan sien ons hoe abnormaal ons eintlik is. How we have normalized violence. Ja. Right? How we have become accustomed to violence. Dit is net nog 'n daaglikse ding wat gebeur. Ja. So ek dink in Laitie Biscuits was dit vir my belangrik geweest dat ons begin sien hoe iemand met 'n mentally challenged die wêreld sien. Ja, en daarom wonder 'n mens hoe moeilik was dit vir jou om die gepaste akteur te vind? In die geval nou natuurlik Joshua Dyson om daai rol van Noah te kon speel, gegee die sensitiwiteite rondom 'n toestand soos Down-syndroom. Kyk, om die rol te cast was nie maklik nie. Omdat dit so 'n spesifieke karakter is en omdat jy nie 'n stereotypering van die karakter wil doen nie en jy wil ook nie daar's 'n groot gevaar in mediocrity. Right? In iets wat oorkom as mediocre. Wat erger is as 'n stereotypering van enige iets. En wat vir my belangrik was om die waarheid in hierdie karakter te kry en ek het 'n akteur nodig gehad wat bereid was om saam met my op daai journey te gaan.
In hierdie geval het ons baie audisies gedoen. Ek het 'n hele paar jong akteurs gesien vir hierdie rol. En eendag toe bel Alexa Strachan my, die vervaardiger van die produksie, en sê luister, sy het 'n audisie ontvang van Joshua Dyson, 'n akteur uit die Kaap. Sy het al van tevore saam met hom gewerk op 'n toneelstuk Ken jy vir Davie. En toe hierdie lady 'n audisie stuur uit sy eie uit sonder om gevra te word daarvoor, het dit my baie aangeraak. Ek was baie aangedaan daardeur. Want daar's twee tipe akteurs in die wêreld, glo ek. Daar's die een wat opdaag vir die teateraudisie en daar's die een wat net opdaag vir die televisieaudisie. En dit het vir my gewys dat daar's iets in hierdie akte. Daar's 'n need hierso. En toe ek die tape sien, was dit 'n no-brainer. En ons het toe begin saamwerk en ek moet sê wat Joshua met hierdie rol gedoen het is bo my verwagting. So ek wil hê jy moet ietsie sê oor die ander karakters ook, maar ek gaan jou vra om dit dan net so bietjie korter te doen. Stephanie Baartman as jou keuse vir die moeder van Noah. Ek was nog altyd baie geïnteresseerd geweest om saam met iemand so Stephanie Baartman te werk. Ek het so 2 jaar gelede het ek 'n digkunsprojek saam met haar gedoen, mixtape van die liefde. En in ons geselskap het ek baie agtergekom dat Stephanie wil regtig uit die shell uitbreek van iemand wat meer gesien word as 'n musical actress, want sy's 'n fantastiese sanger, ons almal weet dit. En sy wil baie graag meer venture in die drama en iemand met 'n wil is altyd iemand waarna toe ek aangetrokke is. Iemand wat 'n ander kant van homself wil ontdek of wil discover of wil, it is So wat ontdek 'n mens hier van haar? Wat ontdek jy hier? Ek dink dit is as 'n aktrise self, dink ek kon ons na plekke toe gaan that showcases Stephanie's talent in more just as a singer. En ek dink regtig ons het nogal geslaag daarin. Daai rou emosie. Ek hoop jy gaan iets daaroor sê wat sy daar op die verhoog tentoonstel. Leia, please put off to the TV for daddy. Don't worry, Uncle Hein. Uncle Hein didn't hear the TV. There is, so you can continue focusing. Jy gaan intercut, né? Nee, ek gaan nie. Ons hou hom so natuurlik as wat ons kan. So daar's niks wat ons wil wegsteek nie. Ja. So met Stephanie. Maar dis ook kom ek vir jou gevra het, jy weet om so korter van die kant te antwoord dat ons weet ons behou die mense se aandag vir so 15 minute en dan kan hulle weer aangaan met hulle lewe. Okay, kom ek praat weer oor Stephanie van die begin af. Goed. Ek het Stephanie Baartman vir hierdie rol genader omdat ek ken haar al baie lank en in ons gesprekke het Stephanie altyd gepraat oor hoe sy meer as 'n aktrise wil groei. Op die oomblik voel sy word meer gesien as 'n musical actress as 'n aktrise, as 'n drama aktrise en ons het hierdie play gebruik as 'n springboard vir dit. So ons kon baie delf binne in die emosies in. Stephanie is ook 'n ma. Ja. En ons kon werk aan die drama en grou tot in haar diepste in en ek dink regtig dit het oorgekom in die karakter wat sy teen einde vertolk. Wayne van Rooyen wat die polisieman Simon speel, die antagonis in die produksie. Wayne is een van die min akteurs saam met wie ek al 'n feature film gemaak het, 'n televisiereeks en hierdie is ons 3de of 4de toneelstuk saam. Hy is 'n baie goeie vriend van my en ook een van my favorite actors in hierdie land. So Wayne word gewoonlik gesien as die good guy. Meeste van Wayne se rolle wat hy speel, hy's die romantic lead, maar hy's altyd die goeie ou, right? Want that's how he comes across. He's a good-looking man. En ek het regtig gedink dit's tyd dat die wêreld hom 'n bietjie sien as 'n antagonis. Ja. En iemand het vir Wayne gesê, ek gaan maar nou die woord sê, want dit is maar nog een van hy dinge. Iemand het vir Wayne gesê na een van die vertonings wat ons gedoen het. Wayne is die beste doos op hierdie fees wat hy al op verhoog gesien het. net vinnig, is dit 'n verharde polisieman wat hy speel of 'n manipulerende kollega? Dis beide. Right, dis 'n power play. Jy hoef meer te sê nie, want ons wil hê mense moet die play kyk by die Suid-Oosterfees. En dan Carla Klassen, wou ek al van tevore gebruik in 'n toneelstuk omdat ek dink sy's 'n klein pakkie dynamite. Dit is moeilik om haar mis te kyk die oomblik as sy op verhoog loop en ek het nie te lank terug saam met haar ook gewerk in 'n reeks Hartklop vir Kyknet en
van daar af, het ons altyd die gesprek oopgehou en ek het al heeltyd gesê van hierdie toneelstuk wat ek het en ek sal baie graag wil hê sy moet deel wees daarvan en die ding wat Carla laat werk het, is Carla se vulnerability. Sy is ook een van die mees intelligentste mense wat ek al in my lewe ontmoet het. As regisseur moet jy moet maar bystaan vir hy vrae wat wat daar kom, want sy vrae wat ek nie aan gedink het nie en baie keer moet ek sê, when we done with the play, you can write a thesis. Maar vir nou, kom ons doen gou hierdie. Christo, wat is die grootste uitdaging om 'n storie op die verhoog te sit wat te doen het met 'n baie onlangse ware lewensdrama as jy wil? Ek dink die uitdaging vir enige skrywer en enige storie is nie om dit te probeer regkry nie, maar om dit so eerlik as moontlik aan die waarheid te hou. Right? Theater en fiksies, the seeing place, dis waar mense kom om hulle self te kom sien. Baie mense sê theater is a mirror, right, to society, dit wys ons wie ons is. En ek dink vir alles 'n mens omgaan met goed wat werklik gebeur het. En vir my werk dit net as dit my iets laat voel. As 'n skrywer. Is daar iets persoonlik van my binne in daai toneelstuk is, dan werk dit vir my. En want om karakters op te maak is een ding, maar voel altyd vir my as 'n skrywer dat asof jy moet al die karakters kan speel. En met 'n nuwe werk veral, dink ek is dit belangrik om eerlik te wees en om jou geheime op daai papier te sit. Die Suidoosterfees programnotas beskryf hierdie stuk van jou as ontroerend en soms ook snaaks. Hoe behou 'n mens daai balans? Daar is baie om oor te lag in hierdie wêreld. Daar is eintlik baie meer om oor te lag as om oor te huil, maar as mens kies ons altyd die ander kant. Want ons almal lag nie oor dieselfde goed nie, maar ons almal huil oor dieselfde ding. En vir my is dit altyd belangrik as 'n skrywer om 'n balans in jou teks te hou. Want om mense te skryf in plaas van caricatures. Want baie keer sê mense goed op 'n baie ernstige noot en dit is snaaks. Dit is snaaks wat die persoon sê. Die doel is nooit om mense te laat lag nie, dit is om mense te laat vereenselwig. En as mense hulle self vereenselwig dat deur daarvoor te lag, dan is dit wat dit is. Right? Ons almal, ek glo altyd stellig dat as daar 200 mense in jou gehoor is, het jy 200 verskillende toneelstukke gedoen. In daai uur en 'n half wat hy toneelstuk aan is, want 200 mense gaan verskillend voel oor wat voor hulle besig is om te gebeur. Is dit vir jou makliker om 'n stuk of 'n idee aan 'n fees verkoop te kry omdat jy Christo Davids is, of sal jy sê jy moet maar nog steeds so hard werk soos enige ander no-name brand om 'n fees organiseerder of 'n programbestuurder te oorreed dat die stuk die moeite werd sal wees? Ek dink ek gaan lieg as ek moet sê ek moet nog steeds so hard werk soos iemand wat pas 'n eerste teks geskryf het. Dis nie die waarheid nie. En wat ook al 'n ander skrywer wat die repertoire het, dit sê as ek nie so seker van nie. Want in die geval waar ek as 'n skrywer myself of as 'n teatermaker myself op die oomblik bevind is, ja, jy moet nog steeds ingaan en jou idee gaan pitch. Okay. Jy moet nog steeds deur hy struggle gaan om te probeer kyk of jy genoeg geld gaan hê om hierdie produksie te kan doen. Jy moet jou nog steeds oopmaak vir 'n nee. Dit werk nie vir ons hierdie keer nie. Jy moet nog steeds oop wees vir al daai dinge. Maar is dit iewat makliker omdat jy soort van 'n reputasie opgebou het vir jouself? Ja. Ek dink dit is baie makliker om iemand se oor te kry vandag vir my as wat dit was in die jaar 2003. Alright, gee my 'n kort antwoord. As jy kon kies uit die 4 karakters, jy het nou wel gesê die teatermaker is veronderstel om elkeen van daai karakters self te kan speel, maar as jy nou sou moes inspring op 'n dag, selfs al moet jy 'n pruik opsit om die ma se hare te kan hê, watter een van daai 4 karakters? En Simon, waarom? die polisieman. Dit is nou die rol wat Wayne van Rooyen speel. Waarom? Ja, hy het die lekkerste dialoog. So kom ons praat oor dialoog ter afsluiting van hierdie gesprek. Wat het my kind gesê voor hy dood is? Het hy na my geroep? Vra die ma Stephanie Baard.
in hierdie play. Dit is werklik een van die mees ontroerende oomblikke in die play. Watter lyn is die lyn waaraan jy dink as jy saans gaan slaap uit daai play uit? Sure. Okay, ek weet jy gesels met Cindy, dink jy noodwendig aan lyne uit jou play sit nie, maar kom ons probeer. Daar's 'n oomblik wat Wayne se karakter Simon vir Carla Melanie sê, the prosecution rests your honor, the case is closed. En hy sit en hy sê vir haar, Ian, jy het hy geld gevat, want om 'n criminal te wees is in jou DNA. Ja. Ek dink dis een van die lyne wat altyd by my bly. Dit en die ander een is wanneer sy sê vir hom, hoekom haat jy colored mense? Dan sê hy vir haar, hulle is my ras, nie my klas nie. Dus ek dink is twee lyne wat altyd by my bly. Dit en die Here vergeet nie. Die Here vergeet nie wat jy aan 'n kind doen nie. Gepraat van colored wees, feature dit enigsins in jou keuse van onderwerpe, temas vir die werk wat jy skep? Nee. Omdat nee, nie meer nie of nee, het nog nooit nie. Nee, het nog nooit regtig nie. Die storie besluit wat die storie is. Hierdie selfe storie wat hier gebeur het in Lightyear Biscuits kan jy net so oordra en dit in Pretoria sit. Jy kan hierdie storie net so oplig en dit in Italië sit. Want wat hier gebeur oral. In 'n toneelstuk soos My Seuns waar 'n man nie gesien word vir sy fight vir die vryheid van Suid-Afrika nie. Jy kan dit optel en jy kan daai selfe play in Amerika neersit. Jy kan daai selfe play optel en in enige land wat al onderdruk was, wat hulle vryheid voor moes veg. Jy kan dit optel en daar neersit. Queenie, hulle gaan oor mense wat homeless is, oor beggies. Daar's beggies reg oor die wêreld. En as 'n beggie doodgaan, gee niemand regtig om nie, want is 'n beggie. Okay. You understand what I mean? Geleentheid. So vir my het dit nog nooit gegaan oor noodwendig oor of dit bruin, swart of dit gaan oor die storie en die storie besluit wat hy is. Hier's 'n kans vir jou nou om weer 60 sekondes vir mense van die Kaap wat normaalweg na musiek konserte toe sal gaan, lekker shows toe sal gaan waar hulle kan dans en saam sing, om hulle te nooi na die ervaring van 'n play soos Lightyear Biscuits kom kyk by die Suidoosterfees 2025. Wel, as jy in die Kaap is op die 30ste en die 1 Mei, Lightyear Biscuits speel by die Aardskep Theater by die Suidoosterfees. Soos ons nou al gesê het vir die afgelope, hoe lank ons ook al praat. Dit is 'n relevante storie en ek dink daar is iets in hierdie storie vir almal daar buite. Ek dink vir jonk en oud there's something for everyone en ek hoop regtig mense kry 'n kans om dit te kom kyk. Christo, baie dankie. Jy het vroeër gesê hoe lank ons mekaar al ken. Ek het nog harde gehad toe. Ja, ek onthou dit ook goed. So baie dankie. Ek bly een van jou grootste fans al die jare en ek wens jou net die beste toe met die wonderlike werk wat jy aanhou om te doen. Baie dankie Heinrich. En baie dankie vir almal wat kyk en ons sien mekaar weer.